Goeiemôre en welkom by hierdie week se uitsending van Redakteursforum. En dit is heerlik om vanoggend in die geselskap van Dominee Skalk Strauss, die redakteur van die Boodskapper van die AP Kerk te wees. Goeiemôre Dominee en welkom. Môre Liesel, dankie, ek kuier lekker saam. Dominee, die tema van die jongste uitgawe van die Boodskapper is identiteit en wie ons in Christus is en wat ons identiteit vorm. Ons kan eintlik heeldag oor hierdie onderwerp gesels, maar aan die hand van die artikels wat in hierdie uitgawe verskyn, hoe sou Dominee sê verskil die Bybelse verstaan van identiteit van die wêreldse verstaan daarvan? Liesel, ja, kyk, dit is 'n belangrike onderwerp. Ek dink dit is iets waarmee 'n mens voortdurend besig is. Dit is ook 'n baie dinamiese onderwerp, want identiteit is nie altyd staties nie. Identiteit groei ook met verloop van tyd, terwyl kernelemente daarvan dink ek altyd dieselfde bly. Jy vra hoe verskil dit uit 'n kerklike of 'n Christelike oogpunt uit vanaf teenoor 'n wêreldse siening. Nou ek dink die wêreldse siening is dat identiteit baie keer 'n keuse is. Dat identiteit iets is, en veral in ons postmoderne samelewing word identiteit dikwels beskou as 'n keuse gegrond op jou voorkeure of afkeure. Dat jy mag besluit as wie en as wat jy identifiseer. Ons sien ook baie keer in die wêreld vandag en veral in ons land dat identiteit ook gekoppel word aan 'n individu se behoefte om met 'n bepaalde groep te assosieer. Nou daar is iets daarvan, maar die omgekeerde word baie keer geïgnoreer. Die groep behoort ook met die individu te assosieer. So daar's baie goed wat die wêreld se identiteit beïnvloed. Buiten vir die feit dat dit 'n keuse is daar ook ander dinge waarin ons identiteit koppel as bloot sekulêre mense, goed soos ons status in die samelewing, ons finansiële vermoë, ons verhoudings waarin ons staan, die posisies wat ons beklee ensovoorts. Dis alles dinge wat vir ons belangrik is in opsigte van ons identiteit en in 'n sekere sin vir ons help sê wie ons is. Maar uit 'n Christelike perspektief uit weet ons dat ons identiteit eintlik baie diepliggend is, dat dit nie 'n keuse is nie, dis iets wat aan jou gegee word reeds voor jou geboorte, en dat dit iets is wat wel skade gelei het met die sondeval, maar wat herstel is in Christus. En daarom maak dit dat 'n Christen, wanneer hy oor homself dink en wie hy is en wat hy is, anders ter benader is iemand wat nie 'n Christen is nie, want sy identiteit is wesenlik vernuwe en herstel tot dit wie en wat hy is in Jesus Christus. So 'n baie filosofiese antwoord, maar ek dink ek gaan eers met dit volstaan. Een van die artikels wat ek baie interessant gevind het, is die redaksionele artikel wat deur Dominee self geskryf is, getiteld Christen Afrikaner of Afrikaner Christen. Watter boodskap sal Dominee wil hê moet 'n verwarde gelowige wat worstel met die vraag wie mag ek wees, moet wegneem uit hierdie artikel? Ek dink die boodskap wat ek graag wil hê iemand wat hierdie artikel lees moet wegneem is dat jy wel met groot vrymoedigheid 'n bepaalde identiteit mag omhels. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees as mense etikette om jou nek hang, of as die wêreld 'n bepaalde persepsie oor 'n sekere identiteit het. As jy vrede het dat dit deel vorm van die identiteit wat jy in Christus het en wat in Christus geheilig is, dan mag jy dit in vrymoedigheid uitleef. So die hele vraag wat ek in die orde probeer stel in hierdie artikel is, waar behoort die prioriteit te lê ten opsigte van ons identiteit? So jy hoor dit reeds in die opskrif van hierdie artikel. Christen Afrikaner of Afrikaner Christen. So dit is 'n baie prinsipiële saak. Is ek eerstens 'n Christen en dan 'n Afrikaner, of andersom? As ek 'n Afrikaner wat terloops ook 'n Christen is. Mense sal miskien vra, maar maak dit saak? Ek dink dit maak baie saak. Want as Christendom, my verbondenheid aan Christus nie die primêre aspek van my identiteit is nie,
dan gaan iets soos Afrikanerskap, my verbondenheid in Afrikanerskap, of van die Afrikaner volk, wat eintlik iets baie mooi veronderstel is om te wees, maar dan gaan dit oorheersend raak in my identiteit. En die Christelike aspek van my identiteit gaan maar net 'n bysaak wees, sodat dit altyd in die tweede plek gaan inkom. Maar wanneer my identiteit is dat ek eerstens 'n Christen is, dan het dit ook 'n bepaalde invloed op hoe ek my Afrikanerskap uitleef, hoe ek dit beskou, hoe ek dit waardeer, watter aspekte daarvan ek vier, en hoe ek dit ook teenoor ander identiteitsvorme uitleef. So, dis 'n belangrike saak, en ek dink is nodig dat ons as Christen Afrikaners hieroor ernstig moet nadink en onsself posisioneer, want dit help hoe ons ook die toekoms gaan benader. Nog 'n interessante artikel wat ek raak gesien het, was die hoofartikel getiteld Die groot identiteitsstryd van ons tyd, natuurlik of kunsmatig. En in hierdie artikel noem Dr. Ernst Roets dat hierdie identiteitsstryd nie bloot polities is nie, maar diep teologies. Kan Dominee asseblief hieroor uitbrei? Ja, dit is, kyk, in ons tyd word dit afgemaak as 'n baie politieke saak, identiteit, jy weet die groot vraagstukke oor, in die verlede het ons baie gepraat oor, maar wie is nou 'n Afrikaner en wie is nou nie 'n Afrikaner nie, ensovoorts. Maar Dr. Roets, dink ek, het die slaan die spyker op die kop as hy sê dis 'n diep teologiese saak, en daarmee probeer hy vir ons sê dat jou identiteit juis nie iets is wat jy kies nie. Dit is ook nie iets wat aan jou toegesê word nie, deur eksterne groepe nie. Dit is God gegewe. God het ons spesifiek gemaak met 'n bepaalde identiteit, binne 'n bepaalde groep, binne 'n bepaalde volk, sodat ons daardie identiteit ook met vrymoedigheid mag uitleef. En hy wys in hierdie artikel uit hoe daar eksterne faktore inspeel, en hoe ons eintlik as gevolg van die hele woke-beweging wat daar is, 'n hele misverstand het oor identiteitspolitiek, en hy vat ons terug na ons roeping toe. Wat behoort ons roeping te wees in opsigte van identiteit? So ek dink is 'n baie goeie artikel van hom. Ons het altyd waardering vir sy skryfwerk, en ek wil lesers aanmoedig om dit te gaan lees. Dominee, hoe sluit die ander artikels in hierdie maand se uitgawe by tot die tema? Lisa, ons het nou maar soos met al die uitgawes tematies gewerk, en ons het ander aspekte ook beklemtoon wat belangrik is rondom die hele gesprek tot identiteit. So ek gaan net so 'n paar van hulle noem. Dominee Hubert Ferreira het 'n skrifoordenking gedoen met die tema die gevaar en noodsaaklikheid van groepsidentiteit. Nee, mense sal altyd sê, maar dit is gevaarlik om net jou identiteit te definieer aan die hand van die groep. Maar dan is die teenpool dat jy heeltemal individualisties raak en net jou identiteit koppel aan jou persoonlike belewing en ervaring. Terwyl hy sê, maar albei is belangrik. Jy moet gevorm word ook deur die groep in 'n sekere sin. Dink in die kerk. In die kerk is daar tog 'n bepaalde groepsidentiteit. Ons behoort aan 'n sekere groep, en daardeur gee ons ook aan medegelowiges die reg om te help om my identiteit te vorm. Jy kan nie 'n Christen net in isolasie en op jou eie wees nie. Prof. Gerrit Smit hanteer die tema van die Imagio Dei, die mens wat na God se beeld geskape is. Dis natuurlik 'n belangrike vertrekpunt vir ons identiteit, dat ons beelddraers van God is. Prof. Koos Adendorf het 'n interessante artikel, ek is wat ek is. God se uitspraak in Eksodus 3, toe hy homself aan Moses bekend maak, en dan skryf 'n bietjie oor God se selfidentiteit, en dis nogal 'n belangrike ding. God se identiteit word nie deur mense gevorm nie. God maak homself aan ons bekend. Hy sê vir ons wie hy is. Hy laat hom nie deur ons definieer nie. En ons dink vandag godsdienstwerk juis andersom. Ons dink godsdienstwerk so, mense dink vir hulle self 'n God uit, en hulle definieer hom, en hulle sê hoe lyk hy, en hoe tree hy op, en wat sê hy vir hulle, ensovoorts, en dan is hy eintlik maar niks anders as 'n afgod nie waar nie. 'n denkbeeld
van die mens self, waarvoor hy buig. Maar God is heeltemal anderster en dis hoekom hy so uniek is, want hy maak homself aan ons bekend. Dan 'n interessante bydrae van Prof Johan Bosman, spesifiek in die AP Kerk se konteks. Jy weet, baie mense sal vir ons sê, maar julle identiteit as 'n kerk wat baie klem lê daarop dat kerk wees binne die volks eie karakter van die samelewing moet tuiskom. Dat dit julle belemmer om iets so sendingwerk byvoorbeeld te doen. En hy spreek 'n bietjie hierdie aspek aan, of hierdie identiteit van ons as 'n kerk vir die Afrikaner en vir die Christen Afrikaner spesifiek, of dit ons bemagtig en of dit ons ontmagtig om sendingwerk te doen. En sy gevolgtrekking is natuurlik, dit bemagtig ons, of dit behoort ons te bemagtig. Dominee Janie Bishop skryf mooi oor om 'n Christen genoem te wees, en daarin lê tog ook 'n bepaalde deel van ons identiteit. Ons word Christen genoem omdat ons aan Christus verbind is, en dit het sekere implikasies. En Dominee Karel Vermaak skryf ook 'n mooi artikel oor hoe behoort Christene oor hulle self te dink. Ons is as gereformeerdes baie keer geneig om te sê, maar ons is sondaars, ons moet aan onsself dink as sondaars. En hy maak 'n mooi argument uit om te sê, ja, sondaar, maar geheiligde sondaar, en daarom praat die skrif ook van die heiliges, en ons behoort aan onsself ook as heiliges te dink. Weliswaar nog nie volmaak nie, maar dit gee tog 'n heel ander aanslag en uitkyk as om net aan jouself te dink as 'n sondaar. En dan het Dominee Deraan Pieterse ook geskryf daar oor die gevaar daarvan om ander dinge, jou identiteit in ander dinge te soek, soos byvoorbeeld in jou man wees, of jou vrou, of jou voorkoms, of jou finansies, of wat ook al. So julle klompie mooi bydraes, wat almal help om hierdie tema te ondersteun. Ek glo Dominee het nou ons almal se belangstelling geprikkel. Hoe kan luisteraars 'n kopie van die Boodskapper in die hande kry? Liesel, dankie. Die maklikste om saam te lees is om ons toepassing af te laai. Gaan soek maar net in al die aanlyn winkeltjies waar jy jou toepassings koop, soek vir die Boodskapper, laai hom af en dan kan jy lekker begin saam lees. Daar is sekere dele wat gratis is en daar is sekere dele waarop jy moet inteken vir 'n minimale bedrag. Maar baie dankie ook aan elkeen wat so getrou inteken en saam lees ook op die toepassing. Ons kan sien dat daar mooi groei is op die toepassing, en is vir ons lekker dat julle op so 'n manier saam lees. Maar as jy 'n harde kopie van die uitgawe soek, dan moedig ek jou aan om sommer by 'n AP Kerk, 'n plaaslike AP Kerk 'n draai te gaan maak, of andersins stuur vir ons 'n boodskap of kom kuier vir ons daar by ons kantore in Makoustraat by die boekwinkel, en kan dalk vir jou 'n kopie gee, of stuur sommer net vir my 'n e-pos na boodskapper@apk.co.za. Dominee, om jou af te sluit, hoe kan ek en die luisteraar hierdie week meer doelbewus ons identiteit in Christus uitleef? Dis belangrik om die klem net reg te lê. As jy met groot vreugde en vrede jou identiteit in Christus vind, dan kan jy met groot vrymoedigheid ook dit gaan uitleef. En daarom wil ek mense aanmoedig, en ek wil graag ons luisteraars aanmoedig om dit wat God gegewe is nie te misken, omdat die wêreld 'n wrangsmaak daaraan gegee het nie. Wees wie jy is. As jy Afrikaans is, praat Afrikaans. Prys die Here in Afrikaans. Bid tot hom in Afrikaans, getuig oor hom in Afrikaans. Doen dit in goeie Afrikaans. As jy die pa van jou kinders is, wat 'n bepaalde deel van jou identiteit is, leef dit uit. Die Here roep jou om 'n pa te wees. As jy iewerster by 'n sportklub betrokke is, leef daardie deel van jou identiteit uit. Waar ons ook al is, jy weet, identiteit is meervlakkig, dit moet ons ook verstaan. Dit is nie beperk tot enkele sake nie. Daar's meer dinge wat ons identiteit vorm, maar gaan maak wel baie seker dat die klem altyd op die regte plek lê, dat jou primêre identiteitsmerkers altyd die belangrikste is, en dat sekondêre identiteitsmerkers nie dalk in jou lewe oorneem nie. En dan gaan wees wie God jou gemaak het om te wees. Dis so mooi gestel, dankie vir Dominee se tyd. Dankie. Jy het saam geluister na Dominee Skalk Strauss, die redakteur van die Boodskapper van die AP Kerk.